iets daaroor sê, dit is heeltemal 'n ander geleentheid as 'n gewone troostdiens of 'n roudiens of 'n begrafnisdiens. Dis iets anders. En ek hoop jy gaan dit ook as iets anders belewe. En ek glo dis hoekom jy hier is. En baie dankie dat jy hier is. Die teenwoordigheid, nie net vir Marjorie en vir Nadia en vir haar kinders nie, maar vir mekaar. Die feit dat ons mekaar ondersteun en behoefte het daarom. En vir 'n paar oomblikke te kom stil word rondom iemand wat vir ons kosbaar is se lewe. En aan die te dink. En dankbaarheid oor so 'n persoon te dink. Baie dankie daarvoor. Dankie dat jy ons help om die protokols van die COVID-reëlings te handhaaf. Dankie dat jy die masker dra. Ek het toestemming om nie 'n masker te dra nie, anders neem ek nie hoor nie. So as jy nie 'n masker op het nie, wil ek tog vir jou vra om dit asseblief op te sit. Terwille van mekaar. As jy nie bang is nie, ek sê altyd as jy nie bang is nie, ek is bang. Kom ons huldig dit maar, ons handhaaf dit. Ons gaan nie saam tee drink soos ons gewoonlik maak nie, maar as jy nou uitstap, gaan daar so 'n koeldrankie wees, wat jy kan geniet. Kom ons gesels, kom ons sosialiseer, ons hou maar die afstand soos dit verwag word. En ek pleit veral daarvoor, want ek weet nie of jy weet wat die reëlings is, hier nou 'n polisieman instap. En die reëlings word nie nagegaan nie. Wie dink julle arresteer hy? Die dominee. So, dis terwille van die dominee wat ek het vanmôre dan nou vra asseblief. Maar baie dankie dat jy vir ons daarmee help. Dit is baie mooi gehoorsame burgers van die land. Kom ons word vir 'n paar oomblikke stil en ons vra die Here dat hy vanmôre vir ons sal seën met sy teenwoordigheid. Here, baie dankie dat ons by 'n geleentheid soos hierdie vanmôre in 'n ander atmosfeer as by 'n begrafnis of by 'n troostdiens of 'n roudiens op 'n ander manier kan by mekaar kom. Met ons gedagtes gekoppel aan iemand wat vir ons kosbaar was. Dankie Here dat ons op hierdie stadium tog dan 'n stuk finaliteit kan kry in die proses van ons verwerking en van die afskeid wat ons moet neem. Dankie dat U die Here is wat self die heling bring, alreeds gebring het en nog vorentoe gaan bring. Dankie dat jy dit nie doen uit mense woorde of uit mekaar se teenwoordigheid alleen nie, maar dat jy dit kom doen deur die woord en deur die gees. Dat jy vir ons kom help om iets van die teenwoordigheid te belewe wanneer ons iemand wat vir ons kosbaar was in herinnering kom roep. Seën ons nou saam wees vanmôre Here met die teenwoordigheid dat ons ervaar wat U beloof het vir ons. Want ons wil U in hierdie oggend verheerlik, nie 'n mens nie. Ons bring aan U die eer in Jesus se naam. Amen. Ons het toe voorberei het ek gewonder hoe gaan ons dit nou inry, maar dit is die eerste keer dat ek nou so 'n diens soos hierdie hou. En ek het ons gedink dat in plaas van toe ek en Marjorie daaroor gepraat het, ek ook van gesê, ek dink nie ons moet 2 lang liedere sing nie. Wat ons gaan doen is ek gaan nou vir u vra. Dis 'n gedenkdiens. Ons dink aan Mary Marina Viljoen, gebore Macintosh, Skotse afkoms, waarop sy baie trots was, wat vir haar kosbaar was, wat sy altyd gerespekteer het. Ons dink vanmôre aan. Ek wil nou vra, ons orlus gaan vir u sommer maar net 'n bietjie tussenspel speel. En dan gebruik ons die tyd om regtig te dink. Jy kan bid, jy kan dankie sê, doen daai tyd net wat jy wil. Ons bring aan die Here die eer uiteindelik, maar dink 'n bietjie aan wat Mary vir jou beteken het. En ek sê altyd vir mense, as jy by so 'n geleentheid 'n monument moes bou, en elke klip wat jy op die monument inbou het 'n naam, watter name sou jy vanmôre in die monument met inbou? Nou weet jy te veel inbou. Miskien net 1, miskien net 2. En daarna gaan ek vir u geleentheid, want die is persone wat my gevra het, kan ons iets sê. Daarna gaan ek vir u
geleentheid gee, as u onderneem om regtig kort te praat, wat as almal van ons nou moet sê wat ons van Mary ervaar het, as ons vanmiddag baie laat hier weggaan. Ek wil vir die leerder dan geleentheid gee om in 'n kort oomblik, ons moet ook omdeel wat die belangrikste op jou hart lê. Maar kom ons word eers stil en ons dink 'n bietjie aan die persoon wat die Here vir ons elkeen op 'n besondere manier in ons lewens gedien het. As jy iets op die hart het, is jy baie hartlik welkom om dit met ons te kom deel. Enige iemand wat lus is om 'n sin of twee vir ons kom sê watter klippie sal u in hierdie monument inbou. Jy weet so as jy dit welkom hoor. Ek wil nie nou 'n stukkie van die spook vertel nie. Die blomme. Asseblief. Dit is my voorreg om Mary te geken in die studentedae. En sy het my vertel dat sy het skool gegaan by Carolina en sy was in die hoërskool en die onderwyser, die wiskundeonderwyser was 'n bekende persoon wat u baie van gehoor het. Dit is O.P.M. Brzezinski wat baie oor die radio gepraat het oor voëls. Hy is eintlik 'n wiskundige gewees. En sy is in sy klas. En hy sê vir Mary, die blomme is nou al bietjie oud. Gaan gooi hulle weg asseblief. Sy vat die blomme en sy gooi die verleptes weg en sy bring die wat nog mooi is terug. En hy sê vir haar,
ek kan sien jy is van Skotse afkoms. Nou, met die wysing daarna, almal van u wat hier sit, het vanoggend 'n Skotse patent gebruik om hier te kom, want die hande waarop u gelei het, dan nou, was 'n Skot wat dit uitgevind het. Dan ons ook vir u sê, die Skotte, Andrew Murray het ontsaglik baie gedoen om die NG Kerk te ondersteun en te vestig in die begin. En dan ten slotte, aktuariële wetenskap, waarom jy risiko's bereken, is 'n baie wiskundige vakgebied, en dit word in Skotland gedoseer, en van die eksamens is in Edinburgh geskrywe, van die universiteit en dit nou die kursus aan. So ons respekteer haar respek vir haar Skotse afkoms. Baie dankie. Dankie. Dan nog iemand? Ek self gaan as ons hier gesels vanuit die woord van die paar dae sit my eie hartjie, dan kan jy maar self bylas, want elkeen van ons het 'n storie oor Mary Viljoen. Here, baie dankie dat ons, as ons stil word vanmôre oor voor u kan stil word, as u deur die woord ons kom praat. Dankie dat ons die troos in die duim hoef te suig. En dat ons die troos deur ons persoonlikheid met mekaar hoef te deel nie. Maar dat ons dit deur u kan doen. Want u werk in ons. Ons word die instrumente as ons vanmôre by mekaar is. En sommer net deur ons teenwoordigheid. Wil dit bring aan iemand wat dierbaar was. Vir elkeen van ons op 'n besondere manier. Seën ons daarom vanmôre met u woord. Deur die Gees. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan vir u met u 'n bietjie deel vanmôre uit Psalm 90. Nou, wil ek dadelik vir u sê, Psalm 90, alhoewel dit so klink, is nie 'n begrafnispsalm nie. Ons dominees maak nou nogal daarvan 'n begrafnispsalm, maar dit is nie. Dis 'n psalm oor die lewe. En die lewe gemeet teenoor God. Want die opskrif hier in die 83 vertaling is, van ewigheid tot ewigheid is die God. Maar jy sal sien, ek gaan die verander gaan vestig, doordat hierdie psalm eintlik handel oor die lewe en ons wandel met God. As mense deurlees, dan kom jy agter dat die psalm val uiteen in 3 strofes, 3 versstrofes, of 3 verse. Die eerste tot die 6de verse in die Bybel gemerk is, handel oor die sterflikheid van die mens teenoor die ewigheid van God. Die mens se tydlikheid, sy sterflikheid gemeet teenoor God. Die volgende gedeelte, vers 7 tot 12, handel oor ons tydlikheid as 'n spieelbeeld van ons sondigheid. Dat ons tydlikheid saamhang met die feit dat ons baie tydelik in die lewe is, en in hierdie lewe nou nogal 'n redelike spektakel maak partykeer van dit wat God daar gestel het. Die derde gedeelte handel oor die lewe in ons werk. Die lewe is in die hande van God. En so sien die gebed, die psalm sluit dan ook af met 'n gebed. Ook lees dit saam met jou. Here, u was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat u die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. U laat die mens sterwe. U sê net, word weer stof. Want 1000 jaar is vir u soos gister, as dit verby is. Soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens. Hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit groen, maar dit word afgesny. En teen die aand verlep dit en dit verdroog. Dis die eerste vers. Tweede een.
Ons vergaan onder die toorn, ons gaan te gronde onder die gramskap. U sien ons oortredinge raak. U bring die sondes wat ons wil wegsteek aan die lig. Onder u toorn vlieg ons dae en skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Ons lewe maar 70 jaar, as ons baie sterk is, 80 is die besonder sterk is 85. En die is vol swaar kry en leed. Dis gou verby. Ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die gramskap beter? En dis die teksvers wat ek vanmôre vir jou kom uitlig, onder andere. Leer ons dae so gebruik, dat ons wysheid kan bekom. Leer ons om ons dae so te gebruik, dat ons wysheid kan bekom. Derde gedeelte, hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U tog oor ons. Skenk ons elke dag U liefde en oorvloed, dat ons lewe lang mag juig en bly wees. Soveel dae is die waar U ons verdruk het, soveel jare is die waar ons gelei het, gee ons soveel jare van blydskap. Laat U werk vir ons duidelik word en die grootheid vir U kinders. Laat die goedheid van die Here ons God, dat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Leer ons dae so gebruik, dat ons wysheid kan bekom. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Mary is op 17 Januarie 1935 gebore en op 26 April 2020 oorlede. As mens die sommetje gemaak met my agter, sy is 'n bietjie ouer as 85. Dis 'n hoë ouderdom. En toe ek en Marcie gepraat het oor hierdie geleentheid, net nadat sy gesterf het sy besluit dat daardie tyd was die getalle baie beperk om te begrafnisse, net 50 mense kon gekom het. En het sy gesê, kom ons wag tot meer mense kan kom. Toe moes ons nou wag, en as gevolg van die beperkings moes ons nou redelik lank wag, om by so 'n stadium te kom waar ons daar meer mense by mekaar kan wees. Ons het saamgestem dat so 'n geleentheid tog nodig is. Want 'n mens wonder, ek het in die week met iemand gepraat, toe sê iemand, "Sjoe, maar sy is daarom al lankal terug oorlede." En daarom is die geleentheid vandag iets anders. Eintlik is 'n ongelooflike geleentheid. Toe ek voorbereid het ek vir myself moes uitmaak, wat sê mens by so 'n geleentheid? Wat doen ons? Want as ons begrafnis hou, of ons hou 'n roudiens, dan weet ons waaroor dit gaan. En as 'n klomp dinge wat gebeur. Nou is ons harte ingestel oor iemand wat 6 maande gelede al van ons al weggeneem is. Maar ek dink tog dat ons sal saamstem as ons dat ons meer ons emosies daarom al tot 'n bietjie tot rus kom. En die bedoeling is regtig nie vanmôre om die rowe wat gevorm het oor ons seer weer te kom afkrap. Dis nie die doel daarvan. Maar die bedoeling is dat ons rustig as vriende en as familie van iemand wat 'n besondere indruk op elkeen van ons lewens gemaak het, dat ons vir 'n oomblik sal stil bly of stil word en regtig ons gedagtes sal dit gaan oor die persoon wat die Here vir ons omgee. Ons kan dit rustig doen, want jy weet, ek is nou 40 jaar, meer 40 jaar al in die bediening. Ek weet nie meer hoeveel begrafnisse het ek gehou nie. Glad nie. Ek is nie seker dat enigiemand oor die 40 jaar by al die begrafnisse gehoor het en onthou het wat ek vir hulle gesê het nie. Ek is nie seker daarvan. Want die emosies is so rou by 'n begrafnisdiens, by 'n ter aarde bestelling, dat mense, ek het altyd sê, jy kan in die kerk maar so mooi preek soos jy wil, maar as jy by die graf kom, gaan alles tot niet.
Daarom is ek 'n voorstander daarvan, dis nou maar sommer net 'n kanttekening, dat ons dit omruil, dat ons eers skrif te gaan. En dan kom troos getroos word deur die woord. Ek dink dis gepas dat ons as vriende 'n oomblik van stil kom word sonder die rou smart en die rou seer van 'n begrafnisdiens. En 'n bietjie dink aan die persoon wat die Here vir ons gegee het. En dan is daar twee dinge wat ek dink vanmôre moet gebeur. In die eerste plek moet ons doen waarvoor ons hier is. Dit is om ons gedagtes te laat gaan. Natuurlik in dankbaarheid aan Mary. Want sy het op elkeen van ons, in ons rolle wat ons na lewe vervul het, wat ons na lewe vervul het, 'n ander betekenis en 'n ander impak gehad. Maar dan is daar 'n tweede belangrike ding wat hier moet gebeur, en dit is, ek het dit reeds gesê, ons moet aan die Here die eer bring vir die persoon wat hy in ons lewe gestuur het. My eie reis het met die verloens begin in 1960. Toe ek as 'n jong Ligmag-gimnasium kweekeling by die Ligmag-gimnasium aangemeld het en Henry daar ontmoet het, toe was hy 'n senior regimentsinstrukteur. Ek verbeel my hy was toe al 'n vlugsergeant geweest, hy was 'n senior regimentsinstrukteur. Hy het later offisier geword, ek self het later, 3 jaar later by die personeel van die Ligmag-gimnasium gedien. Nadat ek by die akademie klaargemaak het, militaire akademie klaargemaak het. En toe het ons pad nogal op 'n besondere manier saamgegaan. Ek het een keer op 'n amptelike vlug, daai tyd was dit nog oorsgeruim, na Europa toe, het ek by hom gaan kuier, by hom en Mary, en by Henry gaan kuier in Londen, waar hy 'n ambassade diens gedoen het. En ons die heerlike tyd gehad, heerlik geëet daar by hulle. Daarna het ons nog 'n hele klomp jare saam in die Ligmag gedien. En op 'n besondere manier het my lewe op 'n ander manier in hulle lewe gekruis, dis toe ek later 'n predikant geword het. Daar het hy afgetree het, en ek op hierdie laaste reis van die twee, saam met hulle kon stap, veral saam met Mary, wat hierdie baie moeilike reis, saam met Henry gestap het. En het ek die voorreg gehad om, as deel van 'n groepie wat ons in die gemeente het, wat ons noem 'n demensieversorgersgroep, waarin sy baie aktief deelgeneem het. Al het sy met groot moeite met die kar tot hier gery en moeite in die kar uitgeklim, het sy dit nog steeds gedoen en was sy altyd nogal 'n sterk lid van hierdie groep gewees. Dit was 'n moeilike deel van haar lewe, wat sy met haar kenmerkende manier hanteer het. En ek wil dit maar noem wat ek hier geskryf het, met haar kenmerkende koppigheid die pad gestap het. Want sy het haar kenmerkende koppigheid gehad. Maar sy het deelgeneem en vir ander mense iets beteken tot die anker self pad gegee het. En daar wil ek vanmôre, as ek nou dink aan Mary, dan wil ek nie praat oor haar lewensverhaal nie. Maar ek wil na aanleiding van Psalm 90 met jou 'n paar gedagtes kom deel oor die verhaal van lewe. Ons dink aan iemand se lewensverhaal. Ons praat 'n bietjie oor die verhaal van lewe. Elkeen van ons het 'n lewensverhaal. En 'n mens gly nogal verskriklik vinnig oor die lewensverhaal. Kyk hoe lank het ek nou gevat om oor baie jare te praat, wat ek met die verloons te mekaar gewees het. Elkeen van ons is geskape om te lewe. En ons het 'n baie besondere opdrag vir hierdie lewe. Ek probeer altyd vir mense verduidelik dat daar eintlik verskriklik min verskil is tussen ons en enige lewende organisme. Want ons verstaan verskriklik moeilik, hoekom is daar 'n ding soos die dood? Hoekom gaan iemand dood op 'n tyd wat dit vir my totaal en al nie pas nie? En die enigste manier wat ek dit vir myself kon uitmaak is
dat ons soos enige ander lewende organisme lewe vir 'n kort tydjie, sê die psalmdigter, vir 'n kort tydjie lewe. Ons kom in die wêreld, ons leef ons lewe en ons hou oplewe. Almal van ons. Of ons glo en of ons nie glo nie. Ons lewe kom en dit begin en 'n einde. Maar daar is 'n groot verskil tussen ons en die ander lewende organismes. En dit is dat ek en jy 'n lewensopdrag het. Die opdrag is om vir God te lewe. Om ons lewensdoel, nie vir onsself nie, maar vir God in hierdie wêreld te gaan lewe. En dan sê die psalmdigter rondom hierdie lewe, sê hy vir ons, dit is 'n kort lewe, gemeet teen God. God hou nie op nie. Daar was nooit 'n tyd wat hy nie was nie. Daarom kan ons nie sê, God was en is en sal wees. Nee, God is. Altyd, hy is nie. Daarteenoor is ons as mense lewe tydelik, kort. Vol uitdagings. Teenoor God se heiligheid en God se ewigheid. En sê die psalmdigter vir ons, daar 3 dinge wat 'n mens denke oor die lewe beïnvloed. Die eerste een is dat ons tydelik is. Dat ons nie vir ewig hier is nie. Ons mense, ons leef soms asof ons vir altyd gaan lewe. Ons leef soms asof jeug altyd gaan aan. My studieveld en my belangstellingsveld is ouer word, mense wat ouer word. Ek is een van hulle. En is interessant hoe dat mense ouer word probeer uitskuif na die einde van hulle lewe. Toe kyk ek. Ons gebruik rome, ons gebruik inspuitings, ons gebruik allerlei dinge wat ons drink om die ouderdom weg te hou. Maar jy kan nie. Hy is deel van ons. Wat sê die psalmdigter vir ons? Ons is soos gras wat verwek en verdroog. Vanmôre sny ons dit af, sê hy, dan is dit nog groen, en vanaand dan is dit verlep. En in hierdie pad, in hierdie kort pad, het ons 'n bepaalde roeping. Elkeen uniek, elkeen met sy talente, elkeen met sy gawes, sy vermoë, sy persoonlikheid, het 'n lewensingesteldheid van, ek is hier met 'n bepaalde doel in die lewe. En as ek daai lewe reg lewe, dan hou jeug nie vir altyd nie. Dan kom maar 'n tyd wanneer ek begin ouer word. En ouer word gaan ook eindig, maar ouer word het ook betekenis. Selfs my moeilikste, swaarste, laaste dae kan betekenis hê, mits ek die binnekant reg ingestel is. Ek het vroeër jare toe ek nog 'n jong dominee was, ek het vir kinders verduidelik, waarvoor is ons in hierdie wêreld, en sê ek vir hulle, God is soos 'n groot kunstenaar, wat 'n groot skildery gemaak het, die wêreld en ek en jy. Daar staan daar aan die einde van hoofstuk 1 in die Bybel, God het so teruggekyk en het na die skildery gekyk en het gesê, dis baie goed, dis baie mooi. En ek het al die jare gedink, dis 'n goeie beeld. Toe kom ek daar agter, nee, maar die beeld gaan baie verder as dit. As God vir my en vir jou in hierdie wêreld sit, dan gee hy ons 'n inkleurboek en 'n pak kleurpotlode. En hy sê vir ons, hierdie is die skildery wat ek gemaak het. Kleur jy hom in. Dis jou taak. Vir die volgende 70 jaar of 80 jaar as jy kan, is jou taak om in te kleur. God se prentjie te voltooi. Die tweede uitdaging, sê die psalmdigter, is die feit dat ek op hierdie pad agterkom, dat ek nie net tydelik is nie, maar dat ek ook sondig is. Dat ek eintlik verdien, of nie verdien om hierdie pad saam met God te stap nie, maar dat hy deur sy genade dit vir my onmoontlik maak het, om dit wel te kan ontdoen. Dat ek heeltyd in my lewe bewus sal wees daarvan, dat ek as sondaar mens dikwels verkeerde besluite neem. Mary, ek en jy sal vanmôre die wonderlikste oor Mary Viljoen skryf. Maar sy het ook foute gemaak. Soos wat ek en jy ook maak.
Want nie een van ons is volmaak nie, want ons almal, wanneer ons onsself meet, nie net skiet ons in tydelikheid te word, maar skiet ons ook in sondigheid te word. Want ons is nie volmaak nie. Maar God gebruik ons desondanks. En hy stel ons in sy staat om hierdie prentjie te kan inkleer in gehoorsaamheid aan hom. Om te soek na sy wil en sy doel vir ons lewe. En daarom moet dit ons ingesteldheid wees. En as ek en jy vanmôre by mediese gedenkdiens dit leer, dan het jy 'n wonderlike ding geleer. En dat ek dit dik om onderstreep, soos ek dit daar gedoen het, met geel, onthou dit, dat God leer my om te lewe. En dat ek die prentjie moet inkleer vanuit my verlossing as sondaar. Want ek is nie 'n verlore sondaar nie, ek is 'n verloste sondaar. En daarom sê die psalmdigter vir ons, is dan ook 'n derde uitdaging. En dit is dat ek dit bidend doen. Dat ek vir die Here sê, Here, ek het hier baie teleurgestel. En ek het dikwels die ongemak in die wêreld ervaar as die straf. Wat natuurlik ook nie regtig is nie, want God het vir Jesus Christus aan die kruis gesterf. Dat sterf het as my straf. Maar ek ervaar dit as swaar kry en as deel van my sondige menswees. Maar hy het my kom vrymaak. Hy het my kom nuut maak. Hy het my kom help om te kan wees, om te kan inkleer soos hy wil hê ek moet wees. En daarom moet ek luister na wat hy vir ons sê. Ek moet dit elke dag van vra, Here, help my om my lewe so te leef dat ek dit met wysheid kan. As er dan Skotse wysheid is, en die Skotse wysheid is deel daarvan, laat dit dan so wees. Maar uiteindelik is U die een wat my leer, dit is wysheid. Here, vervang my hartseer, my klaaglied, met 'n danklied, met 'n vrolike jubellied. Here, vertoon U daar, U kenmerke, U genade kenmerke, U liefde, U versoening, U grootheid, vertoon dit deur my in hierdie wêreld terwyl ek besig is om in te kleer. Help my om in te kleer en U skepping mooi te maak. Dis die verhaal van lewe. As jy dink aan Mary se lewensverhaal en ons eie lewe saam met haar, verskillende vlakke, verskillende plekke, dan dink ek het ons genoeg om vir die Here vanmôre voor dankie te sê. Dankie vir so 'n persoon wat U vir ons kom gee het. Dit het nie altyd vir hulle maklik gegaan. Ek onthou daar was 'n stadium gewees toe ek hulle en die kinders was nog klein gewees, die kleinkinders was nog klein gewees, ook by hulle as gesin betrokke gewees het. Omdat 'n mens maar die uitdagings het met tieners. Is nie so nie. En as gesin, wat op 'n besondere manier voor die Here moet help funksioneer. En ons doen dit uit verantwoordelikheid. Ek daai tyd by opgetel, grootste verantwoordelikheid wat die Here vir ons kon gee in terme van kinders en kleinkinders, wat hulle met groot vreugde en met groot toewyding gedoen het. En Mary het 'n baie belangrike rol daarin gespeel. Ek hoop as jy vanmôre hier wegstap en jy dink aan Mary, dat haar lewe jou sal help om die lewe te verstaan waarvan die psalmdigter praat. En dat ons lewe wat oorbly so sal leef, dat ons dit sal doen in diepe besef van ons tydelikheid. Dis net 'n kort tydjie. Die meeste van ons wat hier so, baie van ons hier sit, is regtig al 'n bietjie gryskop. En die ding wat vir my oomblik die slegste is dat die tyd so vinnig verbygaan. Dat die sandglas so verskriklik vinnig deurloop. En dat ek en jy sal leer om hierdie kort lewe as verloste mense vir God te lewe.
En dat ons dit sal doen in diep afhanklikheid van die Here, soos die Psalm dat Here, leer my wysheid. En Here, as ek nie weet of dit reg is nie, kom druk U self U vingerafdruk op dit waarmee ek besig is, sodat as hulle eendag 'n gedenkdiens vir my hou, hulle nie baie oor my sal sê nie, maar dat hulle baie oor U sal sê, omdat ek U vingerafdrukke in die wêreld gelos het. Dis die verhaal van lewe. Ek vertrou dat lewe van U na vandag ook weer nuwe betekenis sal kry, as ons terugdink aan iemand wat die Here vir ons ontdeel het. Here, baie dankie vir lewe. Dankie vir mediese lewe. Dankie vir dit wat sy vir elkeen van ons op 'n bepaalde tydstip, op 'n bepaalde plek, op 'n bepaalde manier gedoen het. Daar eie kenmerkende persoonlikheid, haar verantwoordelikheid, sin. Die lewe, die verskil wat sy gemaak het aan, ja, waarskynlik duisende kinders en jong mense se lewens in die skole waar sy skool gehou het. En by die tegnikon waar sy 'n dosent was. Here, baie dankie dat U haar ook as onderwyser gegee het in mense se lewens. Dankie vir dit wat sy met soveel oorgawe gedoen het vir Henry. En ons gedagtes gaan vanmôre na hom toe uit, in die wêreld wat hy is. Wat ons nie kan penetreer nie, wat ons nie kan sien, wat ons nie kan navors nie, maar wat U is. O Here, dankie vir dit. Wat hulle vir mekaar beteken het, en dat hulle wat hulle vir hulle kinders en vir hulle kleinkinders kon beteken. Ek wil bid, Vader, dat U asseblief op 'n baie besondere met hom sal wees, met Henry sal wees. En dat U vir ons sal help om na allerlei van ons gedagtes, ons herinnering aan hulle, ons prentjies so in te kleur, dat U eendag dit sal vat, soos 'n pappa en 'n mamma 'n kleuterskool kind se prentjie vat en sê, dis baie mooi. Ons wil dit ons eie doen nie. Ons wil dit doen met U vingerafdrukke. Ons bring vanmôre by hierdie geleentheid daarom aan U al die eer. In Jesus se naam. Amen. Ek wil geleentheid gee vir 'n paar dankwoorde vir Joen. Is dit reg? Is die persoon wie dit aankomt? Daar is. Jy kan my 'n maskertjie afhaal as jy praat hoor. Ek gaan so maak. Daar sê ons. Ek het jou toestemming nou. Sê dit? Ek het nou jou toestemming. Ja, ek weet toestemming ons sal die afstand hou as jy tussen ons twee. Liewe vriende en familie. Staan net 'n bietjie nader aan die mikrofoon asseblief. Dankie vir die geleentheid om 'n paar gedagtes met u te deel by hierdie gedenkdiens van Mary Freedom. Dankie aan Dr. Moorman vir die boodskap en ek dink baie wat hy gesê het ons bietjie geraak. Baie dankie daarvoor. Dankie aan die koster en die orgelis vir die reëlings en die voorbereidings van hierdie diens. Ek dankie ook vir vriende deur die jare. En dan wil ek een naam hier uitsonder vir Magdalene wat by haar in 'n hartdiens was. Wat 23 jaar
haar bygestaan het. Dankie vir die bure. Ons weet, julle het baie gedoen, julle het baie gehelp. Ek waardeer dit ten zeerste. Ek dank julle daarvoor. Dankie vir familie en vriende. Veral tydens die siekte en die afsterwe. Ondersteuning wat U vir ons gegee het. Baie dankie daarvoor. 'n Groot dank aan almal wat vandag hier is en die moeite gedoen het om die diens by te woon. En 'n laaste eer betoon aan Neri Philip. En laaste, maar nie die minste, dank aan ons hemelse Vader vir die bystand en genade. Dankie. Baie dankie. Ek wil net sê die diens, en ek wil tog my dierbare vrou dankie sê daarvoor, word opgeneem op 'n video. Ons saai dit dan nie direk uit, maar die diens sal waarskynlik teen vanmiddag op YouTube beskikbaar wees. Ek gaan die skakel vir Marjorie stuur. So as jy weet van iemand wat graag na die diens sal wil kyk, dan kan jy net met Marjorie skakel. Sy sal vir die skakel gee hoe om dit op YouTube te kry. Dan kan die persoon waar hy ook al is daarna kyk. Kom ons sluit af met die baie bekende oorwinningslied van Piet Smit. Kom staan ons sing ons dit. Jy kan in die masker sing, jy kan in die net stil bly en luister net soos dit deel, kom ons wees deel van die pragtige oorwinningslied. Thank
ons kan onthou, sal ons haar onthou. Terwyl ons onthou, kleer ons ons lewe in. Kleer ons die prentjie in wat God vir ons kon gee het. En dit is nie altyd maklik. Net soos daai lewe nie maklik is nie. Maar weet dit, as ons dit doen, seën die Here jou en hy beskerm jou en hy verskyn tot jou redding en hy is jou genadig. En wanneer jy bid, dan verhoor hy jou gebede en hy gee vir jou al die pad sy vrede.